Goeiemôre. Jy luister na oordenking 123 in die reeks Kopskuif. Vanoggend se tema is selfvervullingsprofeseë. Ons het gister oor hasie en skilpad gepraat en hoe skilpad met deursettingsvermoë en harde werk die wenpaal gehaal het. Vandag praat ons oor wat met Skilly sou gebeur as hy reeds voor die wegspring gesê het: "Ag, ek weet ek is stadiger as hasie. Ek het geen kans in hierdie wedloop nie. Kan maar net sowel nou verklaar, ek het verloor." Selfvervullingsprofeseë kan wesenlik selfsabotasie wees, afhangend van wat jou oortuigings is. Omdat jy glo dat jy 'n sekere doel, mylpaal of prys nie verdien nie of nie kan behaal nie, leef jy juis so dat jy dit nie bereik nie. Dink aan die volgende voorbeeld. 'n Jong man, pas getroud, sonder enige rede of enige gronde, glo dat sy bruid aan hom ontrou gaan wees en hom gaan los. Hy beland in 'n spiraal van optrede waarin hy uiteindelik sy vrou van hom vervreem. Dis jaloesie, beskuldigings, verwyte en agterdog. En na jare kan sy dit eenvoudig nie meer hou nie en inderdaad verlaat sy hom of vind onvoorwaardelike liefde by 'n ander man. En dan sê hy: "Jy sien, ek het van die begin af geweet sy gaan dit doen." Terloops, gaan kyk gerus die film Paljas, as jy dit ergens in die hande kry. Soms baseer ons eie waarde op die boodskappe wat ons uit ons omgewing kry. Dis sag gestel. Ons baseer ons eie waarde in 'n groot mate op die boodskappe wat ons uit ons omgewing kry, of ten minste die persepsie wat ons daarvan het. Dis veral die skoolsisteem wat ons baie kwesbaar maak vir negatiewe selfpersepsies en uiteindelik selfvervullingsprofeseë. Maak geen fout nie. 'n Slegte bestuurder, 'n wrede baas kan dieselfde aan jou doen in jou volwasse lewe. In die sielkunde is daar 'n bekende verskynsel wat die Pygmalion-effek genoem word. Dis die verskynsel waar hoër verwagtinge lei tot 'n toename in resultate. In die 1960s het Rosenthal en Jacobson 'n eksperiment gedoen waarin laerskoolonderwysers vertel is dat sekere leerders intellektuele uitnemendheid getoon het in 'n besondere intelligensietoetsing. Die toetsing was natuurlik opgemaak. Leerders is lukraak gekies, sonder enige onderskeid in intelligensie of vermoëns. Aan die einde van die jaar het die leerders wat as intellektuele uitblinkers geïdentifiseer is, betekenisvolle toenames getoon in IQ, in vergelyking met die ander kinders in die klas. Hoekom het dit gebeur? Die onderwysers se persepsie en verwagtinge van daardie kinders, daardie sogenaamde uitblinkers, het gemaak dat hulle meer aandag aan hulle spandeer het, groter ondersteuning aan hulle gebied het, en hulle aangemoedig het om beter te presteer. Dit is so merkwaardig. Terloops, daar's baie sulke studies gedoen met almal dieselfde bevindinge. Carol Dweck se navorsing het aangetoon dat mense met 'n growth mindset, 'n groei-ingesteldheid, wat glo dat hulle vermoëns en intelligensie kan ontwikkel en kan verbeter deur inspanning, harde werk en deursettingsvermoë, veel eerder kans sien vir uitdagings wat deurdruk deur terugslae en nuwe geleenthede aangryp om te leer en te presteer. Daarteenoor glo individue met 'n fixed mindset, 'n vasgestelde ingesteldheid, dat hulle vermoëns en intellek staties is, nie kan groei of kan verander nie, hulle kan nie verbeter nie. En daardie individue is veel meer geneig om uitdagings te vermy en beskou inspanning futiel, want ek gaan in elk geval misluk en dan gaan ek net nog slegter voel oor myself. Omdat hulle glo hulle dit nie kan doen nie, saboteer hulle self om dit juis nie reg te kry nie. Ek wil graag iets persoonliks met julle deel vanmôre. Baie min mense weet dit, is eintlik 'n baie seer deel van my grootword jare. Ek het vir jare op skool met wiskunde geworstel.
Ek het sekerlik nie weggespring met die grootste talent daarin nie, maar in standaard 3 kom ek toe by 'n onderwyser wat vir ons toe begin wiskunde gee, vir wie ek 'n onheilige vrees gehad het. Ek was verskriklik bang vir hierdie onderwyser. Hy het die manier gehad dat hy op die bord wiskunde somme neerskryf en dan vra hy so in die klas, wat is die antwoord? En as jy nie die antwoord reg het nie, en terloops, as hy die vraag vra, kom staan hy so agter jou en dan begin hy so hierdie spiere hier langs jou nek, begin hy so druk en knyp, dat hy so in mekaar trek, of hy pluk jou sides, of as jy by sy tafel staan, het hy sy hand so by jou broekspyp ingedruk en so hoog teen jou been op, het hy daai sagte velle, het hy geknyp, dat jy, man, die trane spat uit jou oë uit. So wanneer hy ook al 'n vraag vir my gevra het, of agter my kom staan het ek in sweet en angs uitgeslaan. En gevolglik nie baie goeie logika in die dag gelê as ek die antwoord moes gee nie. En dan het hy die woorde gebruik, dom, dom, dom. En daardie woorde het om een of ander rede my net diep en seer getref. En ek is dom met wiskunde sinnetjie verbreed. Ek is dom met wiskunde persepsie verbreed om eintlik in die algemeen te dink, ek het nou ongelukkig nie van die Here baie breinselle gekry nie. Ek het die afleiding gemaak, as jy dom is met wiskunde, is jy eintlik dom. So het ek aangesukkel met wiskunde tot in my standaard 9 jaar, toe ons by 'n onderwyser gekom het wat niemand se name geken het nie en almal siel genoem het. Hy was 'n baie koue mens. Maar wat interessant is eendag stap hy in die klas in, en hy kyk so oor ons en hy sê, van môre af, het julle 2 middae 'n week vir 'n uur lank ekstra wiskunde klasse. Yes, my moed het in my skoene gesak. As ek kon, het ek sy muur uit die skool bedank. Maar daar gaan hierdie meneer van der Walt, en hy verduidelik vir ons sorgvuldig die konsepte van wiskunde, en hy help my om te verstaan dat 'n mens vir wiskunde kan leer, en dat jy jou wiskunde vermoëns kan verbeter. Dis 'n konsep wat ek tot op daardie punt nie geglo het nie. Ek het gedink, wel, jy het dit, of jy het dit nie, en wel, ek het dit nie gekry nie. In my rekordeksamen daardie jaar, het ek 89% vir wiskunde gekry. As ek terugkyk op my lewenspad, dan is dit waarskynlik een van die grootste momente, die belangrikste jare in my lewe. Ek sal steeds sê, ek het nie die beste gawes in wiskunde gekry nie. Is ook nie my eerste liefde nie. Maar daardie jaar het my laat verstaan dat 'n mens nie staties is nie. Is nie soos Adam Smol gesê het, die dice het verkeerd geval, dis al nie. En so kan 'n mens deur die boodskappe uit jou eksterne omgewing, en natuurlik kom dit in baie kere onsekerheid wat jy self reeds in jou het. En dit maak dat jy jouself saboteer. Ek het 'n statiese verstaan gehad van my eie vermoëns. Maar daarna kon ek nooit weer dieselfde dink oor my eie vermoëns nie. En so het selfsabotasie as 'n selfvervullingsprofesie plek gemaak vir hoop, vir lewe, vir opwinding en nuwe geleenthede. Ek weet, elkeen wat na hierdie boodskap luister vandag, kan 'n soortgelyke verhaal vertel. Mag ek en jy nooit ooit glo dat ons gedoem is tot dieselfde sirkelgang van ons eie selfvervullingsprofeseë nie, van ons selfsabotasie nie. Mag die Here ons help om hierdie leuen van ons skouers af te gooi soos 'n swaar jas, en met blinkende oë die toekoms te sien, vol nuwe geleenthede, vol leergeleenthede, en net so skilpad aan te meld vir die wedloop en te sê, ek sal hierdie wedloop met alles in my hart loop. Kom ons bid saam. O Here, U het ons wonderbaarlik geskape.
wil U tog die leuns wat ons oor onsself en ander glo, verwyder uit ons gedagtes, verwyder uit ons woordeskat. Help ons in ons selfpersepsie, maar ook in die manier hoe ons ander mense beskou en met hulle praat, om ook daardeur eer aan U te bring. In Jesus naam. Amen. Liefde en 'n geseënde dag verder.